Die einddoel van die wet is immers Christus, tot regverdiging van elkeen wat glo. En elkeen wat op die naam van die Here roep, sal gered word. Amen. Julle kan slank vir my blaai na Romeine hoofstuk 9. Romeine hoofstuk 9 vanaf vers 24 en ons gaan lees tot en met hoofstuk 10 vers 4. Dis daarmee so lank soos dit klink as ek sê 2 hoofstukke nie, maar dit is 'n paar verse. So ons gaan lees Romeine 9 vers 24 tot 10 vers 4 terwyl ons deur hierdie baie moeilike gedeelte van Romeine worstel. En ek begin by waar ons geëindig het laasweek met vers 24. Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. So sê hy ook in Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem. En haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. En op daardie plek waar daar vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, juist daar sal hulle kinders van die lewende God genoem word. Maar Jesaja roep aangaande Israel uit. Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Want die Here gaan 'n volledige en spoedige afrekening op die aarde hou. En soos Jesaja reeds gesê het, as die Here heerser oor alle magte, nie vir ons 'n nageslag laat oorbly het nie, sou ons so Sodom geword het, en sou dit met ons soos met Gomorra gegaan het. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene die geregtigheid wat hulle nie nagejaag het en verkry het, naamlik die regverdigheid deur die geloof, terwyl Israel wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie? Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou verkry nie, maar op grond van hulle dade. Hulle het oor die struikelblok gestruikel. Soos daar geskryf staan, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Maar wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig. Omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie, en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus, tot regverdiging van elkeen wat glo. Vader, mag ons ore spits vanmôre, mag ons harte voorbereid word vanmôre, om te ontvang dit wat U vir ons wil sê. Here, dat ons in hierdie skrif U groot genade teenoor ons en die volk sal sien. Dat ons sal besef, alles gaan uiteindelik oor U en die verlossingsplan wat U uitwerk in Jesus Christus, U Seun. Sodat U verheerlik sal word in alles. En dat elke ander stem stilgemaak sal word. O Heilige Gees, dat U ons sal insig gee en ons gedagtes sal verhelder en ons harte sal verlig. Want ons het dit so nodig vanmôre, Here. Want in ons eie menslike wysheid en ons eie denke en ons eie tradisies struikel ons oor die groot struikelblok. En mag ons vanmôre, Here, nie struikel nie, maar ons geloof en hoop plaas in Christus Jesus, ons Here. En Here Jesus, mag U verheerlik word in alles. Amen en amen. Nou, ons het laasweek begin kyk na hierdie gedeelte en hierdie baie moeilike gedeelte oor God se regverdige keuse. Dat God in sy regverdigheid besluit wie hy red. Dat hy uiteindelik die keuse het om te red. En ek weet dit is 'n struikelblok vir baie mense. En Paulus
raak daaraan in die gedeelte wanneer hy sê, beteken dit dat daar sommige is wat heidene is, wat vrot van die sonde is, en hulle het nie God gesoek nie, maar hulle word gered, en ander mense wat ywerig is, word nie gered nie. Dit is nie wat hy sê nie. Hy praat wel van die volk en sê dat hulle God met ywerigheid dien het, maar sonder insig, sê hy. En baie mense struikel oor hierdie woord. En die rede hoekom ons struikel is omrede ons 'n trotsheid in onsself het. Ons wil kan sê dat ek is die een wat tog uiteindelik besluit het waartoe ek gaan. Dit is so interessant hoe die Here werk. Vlugtig voordat ek na vorentoe gekom het, toe praat ek en Charlene daar agter en sy praat oor mense wat hulle pensioen wil trek en wil alles nou hê. Dis my geld. Hoekom moet ek van dit oorlos vir die government of wat ook al en dis myne? En wat ook al die rede is vir dat dit beter is dat jy nog bietjie daaroor los. Mense wil sê dis myne. Dis my keuse, dis my goed. Dis my lewe, dis my hart. En dit is hoe ons as mense is. Ek wil kan sê dat ek is gered omrede ek Jesus gekies het. En tog is die skrif duidelik. Waar hy self in Johannes sê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies. Niemand kom na my toe tensy die Vader hulle na my toe trek nie. Ja, jy het geglo, maar dit is God se genade wat selfs daai geloof vir jou gegee het. Want soos wat ons laasweek gesien het, ek en jy het absolute vrye wil om te kies. Maar ons keuse is elke keer sonde. En ons keuse is elke keer selfsugtig. En ons keuse is elke keer in ons eie belang. En so ons gaan altyd verkeerd kies. Maar God, in sy genade, red juis die wie hy wil. En hy bewys genade aan wie hy genade wil bewys. En ek is vanmôre geherinner aan so 'n mooi gedeelte in die evangelie van Matteus 15 vers 22 tot 28. Daar is 'n Kanaanitiese vrou wat na Jesus toe kom. Haar dogter is besete deur 'n demoon. Nou sy is van Kanaan af, die groot vyande van die volk. Sy staan so ver weg van die beloftes van God af as wat enige mens kan wees. Sy hoort nie eens in die teenwoordigheid van Jesus en die disippels nie. Sy is 'n Kanaaniet. Wat doen sy daar? En sy roep heeltyd uit, seun van Dawid, wees my genadig, ontferm u oor my. En Jesus ignoreer haar. En uiteindelik kom die disippels na Jesus toe en hulle sê vir Jesus, hierdie vrou raak nou 'n bietjie lawaaiig, stuur haar weg. En ek dink Jesus het gewag vir hulle om dit te sê. Want hy antwoord hulle nie eens nie. Hy draai na haar toe en hy sê, vrou, wat soek jy met my? En sy sê, Here, red my dogter. En dan sê Jesus hierdie omstrede woorde, hy sê, ek het gekom vir die verlore skape van Israel. En jy vat tog nie die brood van die tafel wat vir die kindertjies bedoel is en gooi dit vir die honde nie. En ek dink baie van ons het daar omgedraai en gesê, wel, dit is bietjie lelik. Noem Jesus haar hond. Sê hy dat sy moenie eens in sy teenwoordigheid wees nie? Nee. Hy sê ter wille van die disippels, want dit is wat elke disipel daar dink. Wie is sy om na hom toe te kom? Sy is nie een van die uitverkore volk nie. Hoekom het hy haar red? Hy het gekom vir Israel. Nie vir haar nie. Jesus behoort aan ons, nie aan haar nie. Hy het gekom vir ons, nie vir haar nie. En so Jesus praat soos hulle. Moet ek die kos van die kindertjies se bord afvat en vir die honde gee? Waarop sy antwoord, sy sê, maar Here, selfs die hondjies eet van die krummels wat van hulle baas se tafel afval. Waarop Jesus vir haar sê, jou geloof, mevrou, het jou gered. En hy maak haar dogter gesond. Want sy het iets besef wat hulle nie besef het nie. Dit gaan nie oor of ek deel is van die volk en die uitverkorenes nie. Dit gaan oor die feit dat ek roep op die naam van Jesus Christus wat my verlos. En dit is al wat saak maak.
En daarom is vandag se boodskap juist dit, elkeen wat glo, sal gered word. En dit is wat Paulus sê in hierdie gedeelte 2 keer. Elkeen wat in hom glo, sal gered word. En baie keer wanneer ons struikel oor dinge, soos hierdie keuse van God, struikel ons oor dit omrede ons nie die barmhartigheid van God verstaan nie. Want die feit van die saak, broer en suster, is dat hy niemand van ons hoef te gered het nie. Hy hoef nie daai vrou se dogter gesond gemaak het, maar hy het. Omrede sy gesê het, Here, help my. En elkeen wat vanmôre op die naam van Jesus roep. Ek herhaal dit, want ek dink nie julle verstaan die betekenis van die woord elkeen nie. Maar elkeen wat op die naam van die Here roep, sal gered word. Elkeen. Selfs Jakob. Selfs ek. En tot sy verdediging, hy praat in vers 24, hy sê dat almal wat geroep is, nie net die Jode nie, maar ook ons, die nie-Jode. Noem hy dan 'n gedeelte uit Hosea uit, Hosea 2 vers 22 en 1 vers 10, hy haal die Ou Testament aan daar. En in die konteks van Hosea gaan dit oor die noordelike stamme wat deur God verwerp word. God sê vir Hosea dat hy met 'n vrou moet trou, en die vrou het 'n dogtertjie, en hy sê vir Hosea, noem haar sonder ontferming. Dit is haar naam, sonder ontferming. Nou, hoe jammer is dit om jou dogtertjie dit te noem? Sonder ontferming. Paulus vertaal dit so 'n bietjie anders in die Nuwe Testament, hy gebruik 'n ander woord, en hy sê, sy word genoem nie geliefd. Die ongeliefde. Ek meen, dit is bad, om jou dogtertjie dit te noem. En 'n paar jaar later kry hy 'n seun, en vir die seun word gesê, sy naam sal wees, nie my volk nie. Nou natuurlik is dit in Hebreëus gewees, dis klink nou nie soos, jy het nou nie gesê, nie my volk nie, kom hier nie. Maar die betekenis van sy naam is, nie my volk nie, want God sê, ek is nie meer julle God nie, en julle is nie my volk nie. En dis die konteks van Hosea, waar God lyk asof hy sy volk weggooi. Julle is nie my volk nie, en ek is nie julle God nie. En julle is sonder ontferming, want ek gaan my nie meer langer oor julle ontferm nie, en julle sondes gaan ek nie meer vergewe nie. Maar vir Juda, sê hy dan verder in Hosea, sal ek genadig wees. En so Paulus gebruik daardie woord in Hosea, en hy pas dit toe op ons wat nie Jode is nie. Hy sê, hulle wat nie 'n volk was nie, sal genoem word die kinders van God. Want selfs in Hosea, waar dit lyk asof God sy volk ten volle verwerp, kom God terug later en sê, nee, hulle wat nie my volk is nie, sal ek my kinders noem. En hulle wat nie geliefd is nie, sal ek geliefd noem. Of hulle wat sonder ontferming genoem word, sal ek my oor ontferm. Want God besluit om genade te wys aan wie hy genade wil bewys. En so God in sy liefde en groot ontferming red hulle ten spyte van hulle self. Hoe maklik kon God sy volk weggegooi het? En hy sou regverdig gewees het in sy keuse. Maar hy is ook regverdig in sy keuse om hulle te red. En so sê Paulus, God sal red wie hy wil. En nie een van ons kan sê wie kan gered word en wie kan nie gered word. En ek dink dit is 'n probleem wat baie mee sukkel, want ons wil net ons mense red. Dis reg, dominee, ek gaan jou laat kom preek hierso. As jy wil wees, moet jy hierso sit, Gerard. Jy moet hier kom sit. Kom luister, jy moet die evangelie hoor, broer. Ja. Geseënde dag, hoor.
Die Here red wie hy wil red. Ek dink ons moet dit besef, broer en suster. Ek dink ons wil baie keer, as 'n mens kyk na hierdie ding van hoe God wat kies, dan perk ons God in en sê, ek besluit wie gekies word. By God alleen is die keuse. En hy sal red wie hy red. Wat vir ons die grootste genade behoort te wees, want dis hoekom ek gered is, omdat hy besluit het om my te red. Want as dit afgehang het van my, dan was ek nie gered nie. Daar was baie kere wat my lewe 'n ander kant toe kon gegaan het as dit moes. Maar dank die Here dat hy my gered het ten spyte van myself. En so ook vir daardie familielid van jou, daardie vriend van jou, daardie persoon by die werk van jou, wat jy dink, hierdie persoon is so ver weg van God af, hy's 'n heiden. Hy ken nie vir Jesus nie, hy wil niks met Jesus te doen hê nie, al weet hy van Jesus, wil hy niks met hom te doen hê nie. Jy dink by jouself, daar is geen manier wat ek hierdie persoon kan oortuig om te glo in Jesus nie. Ek weet nie of julle al so gevoel het nie, soos, maak asook wat ek vir hierdie persoon sê nie, hulle wil net nie gered word nie. Hulle wil net nie glo nie. Broer en suster, as God besluit om daardie persoon te red, ten spyte van jou woorde wat dalk nie slimste was nie, ten spyte van dit wat jy gepraat het wat nie die wysste was nie, God sal daai persoon red. En net soos wat daai vrou na Jesus toe kom en sê, Here, help my en wees genadig oor my dogter, wat besete is deur 'n demoon. En almal anderste vir Jesus kon gesê het, maar u het gekom vir die skape van Israel, hoekom bemoei u met hierdie vrou? Sou Jesus nog steeds gesê het, ek gaan red wie ek wil red. En ek gaan genade bewys aan wie ek genade wil bewys, en niemand op hierdie aarde gaan vir my sê, ek mag nie. Dis die genade en die keuse van ons God, om te red wie hy wil. En so Paulus sê dat hulle wat nie Jode is nie, is welkom in die familie van God, want God het besluit om hulle wat nie 'n volk is nie, 'n volk te noem. En dan praat hy van die volk self. Hy sê, en God het ook in Jesaja gesê, dat al is die volk soveel soos die sand van die see, daar gaan net 'n oorblyfsel wees. En dit is wat Paulus in sy dag sien. Hy besef, daar is net 'n oorblyfsel, daar is net 'n handjie vol van hulle wat glo in Jesus Christus. Die grootste groep van sy volk in sy tyd glo nie. En hy sê selfs dit is God se besluit. Maar hier is die wonder van daardie woorde wat hy sê vir ons. Ja, God gaan oordeel uitspreek. God gaan ten volle vernietig. Hy sê in vers 28. Sorry, 28. Want die Here gaan 'n volledige en spoedige afrekening op die aarde hou. En daar is baie van ons wat nie kan wag vir die oordeel van die Here nie. Here, laat daar net asseblief vuur uit die hemel uitkom en hierdie sondaars op hierdie aarde verdelg. Ek is moeg om te hoor van die nonsens wat hulle aanvang elke keer. Ek dink daar's party lande wat ons hoop net heeltemal van die aardbol afgevee word. En God sê, daar gaan 'n oordeel wees. En luister na hierdie mooi woorde wat God sê in vers 29. As die Here, die heerser oor alle magte, nie vir ons 'n nageslag laat oorbly het nie, sou ons so Sodom geword het. Dat God wat in sy regverdigheid ten volle geregtig is om die volk uit te delg en tog nog steeds 'n oorblyfsel te red ten spyte van, wys dat God genadig is selfs wanneer hy oordeel. Want God kan hulle heeltemal vernietig het. Maar hy hou vir hom 'n oorblyfsel. En ons gaan dit sien ontwikkel in die res van hoofstuk 10. God hou vir hom 'n oorblyfsel. En vir ons is dit ook so belangrik dat God hou vir hom
'n oorblyfsel. Ons kan dit baie toepas op ons eie land, want ons het tot omtrent so 30 jaar gedink, ons is 'n Christenland, ons is tog, jy weet, Christenskole, en kyk nou, hierdie is 'n heidense land, oor en oor, en tog, sit ons hier, en ons dien die Here. En dit mag dalk lyk asof die kerk verloor, maar God maak seker dat 'n oorblyfsel altyd sal oorbly wat hom dien. Want God behou ons in sy genade. En so ons het hierdie twee groepe wat Paulus vir ons voorstel. Jy het hierdie volk van God wat met ywer God dien. Hulle volg die wette, hulle volg die sabbate, hulle volg die feesdae, hulle doen die besnydenis, hulle doen al die dinge reg, volgens die wet wat hulle ontvang het. En tog sien hulle nie die verlossing nie. Dan het jy die heidene, wat glad nie die wet het nie, glad nie die sabbate onderhou nie, glad nie besnydenis het nie, glad nie enige van hierdie dinge het nie. En al wat hulle sê is, ons glo in Jesus en sy verlossing, en hulle word gered, en hierdie lot word nie gered nie. Hoe is dit regverdig? Dis wat hy in die vorige gedeelte van die hoofstuk begin antwoord het. En hy sê daar dat die rede is, omrede hulle struikel. Omdat hulle dit op grond van hulle eie dade wil kry en nie op grond van hulle geloof nie. En dit herinner my aan 'n ander gedeelte in die Bybel, met die gee van die 10 gebooie in Eksodus 19 en 20. God verskyn aan die volk en hy is in die rook op die berg, hy is besig om sy krag en majesteit te toon, en hy praat uit die wolk uit. Hierdie volk hoor God se stem, en wie van ons sal nie alles in ons lewe wil gee om dit te ervaar nie, waar God self direk met ons praat nie, waar jy sy stem kan hoor uit die wolk uit nie. En God gee die 10 gebooie, hy gee aan hulle sy wet, waarop die volk reageer, soos wat elkeen van ons reageer. Hulle draai van God af weg en sê vir Moses, praat jy eerder met ons. Ons sal doen wat jy vir ons sê, maar ons kan nie na God luister nie. Dit is te veel. Dit moet gefilter word deur 'n mens. Laat dit deur Moses kom. Want God is te heilig. Nee, maar ons maak nie so vandag nie. Dis hoe dit vandag klink. Pastoor, is dit sonde as ek so en so doen? Want ek moet jou Moses wees. Ek moet vir jou sê, ag, dis reg dat jy maar dit doen. Ag, dis reg dat jy wegkom met hierdie ding. Jy wil hê dat ek vir jou een of ander iets gee en sê, okay, dis dalk nie goed wat jy gedoen het nie, maar weet jy wat? As jy bietjie meer tiendes betaal hierdie maand, dan sal ek vir die Here bid en hy sal jou vergewe. Dis is die aflatenskap in die Rooms-Katolieke Kerk. Jy kan mos koop, bietjie ekstra geld gee vir die kerk en jouself beroep op hierdie sertifikaat wat sê dat wanneer jy sterf en nog steeds glo in Jesus, maar hierdie sertifikaat, omrede jy so ekstra betaal het, gee die paus vir jou die reg om te roep op die naam van die Here en dan gaan jou sondes vergewe word. En so dis hoekom die maffia in die Rooms-Katolieke Kerk is. Want dan kan iemand doodmaak op Dinsdag, betaal op Sondag en alles is reg. Want as ek 'n manier het om my sondes te betaal, dan sal ek aanhou sondig, reg? Is dit nie hoe ons as mens gaan wees nie? Ek weet iemand het dit eendag gesê, ek kan dit nou nie presies heeltemal onthou hy het gesê het nie, maar
Boetes is net 'n straf vir arme mense. As jy 'n spoed oortreding begaan en jy kry 'n ticket, dis net die arme mens wat sukkel en gestraf word, want daai R1000 wat jy betaal vir jou boete omdat jy gejaag het, is 'n groot gedeelte van jou salaris. Maar as jy skatryk is, hierso, ek betaal daai R1000 lag. So wat doen ek? Elke Saterdag gaan jaag ek op die hoofweg. Ek gaan nooit die spoedgrens gehoorsaam nie, want ek weet ek kan die boetes betaal. En so is dit met die volk. Hulle weet, ons het die wette, ons het die feeste, ons het die sabbate, en ek gehoorsaam al hierdie dinge, en wanneer ek oortree, hoef ek net 2 tortelduwe te offer elke maandag, en ek hoef net 'n bees elke maand te offer, en solank ek al hierdie dinge betaal, en al hierdie goeders gee, dan bedek dit my sondes, en dan is ek reg met die Here. En so hulle wat baie het, kan meer doen. Kan julle sien hoe ons mense God se wet goedkoop maak, deur so op te tree? En dis ons almal is. Gee ons 'n halwe kans en ons sal so wees. En so Paulus sê dat met al hulle ywer, en hy erken dat hy gee hulle lof in hoofstuk 10 vers 2, hy sê, ek kan inderdaad getuig dat hulle met ywer God dien, maar sonder insig. Sonder insig. Want hulle doen dit nie uit geloof uit nie. Want hulle het gedink dat as hulle die regte werke doen, sal hulle gered word, en die struikelblok is juist dit. Dit is nie hoe die verlossing werk nie. En dit is 'n struikelblok. Jesus is 'n struikelblok vir baie mense. Ek hoor dit in die manier hoe party mense praat en sê, joh, maar sê jy nou vir my, dat God wat almal gemaak het, en ons almal is sy kinders, maar omrede daardie tannie wat so vriendelik altyd is, wat altyd mense help, wat vir al die katte in die buurt kos gee, en net omrede sy nie in Jesus glo nie, gaan U haar hel toe stuur. Gaan God haar hel toe stuur. Is dit wat jy vir my sê? En die antwoord is ja. En dan struikel ons. En dan sê ons maar, dis nie 'n goeie God nie. Want dit klink nie reg nie. Sy het dan mooi gemaak. En sê jy nou vir my daardie persoon wat vir 25 jaar in tronk gesit het vermoord, en tot bekering gekom het, en in Jesus glo, gaan nog steeds hemel toe. Dis onregverdig? Nee. Altyd, die tannie en die ou, verdien die hel, want hulle het gesondig. En nie een van hulle kan iets gedoen het, om te betaal vir hulle totale sonde nie. En die struikelblok is juist dit, dat tensy jy glo in Christus Jesus as jou verlosser en jou Heer, sal jy nie gered word nie. En ek weet dit is moeilik om te hoor, maar dit is wat die evangelie is. Want ons skep vir ons hierdie strooiman van die ou tannie wat tog so vriendelik is, en die moordenaar wat tog so gewelddadig is. Maar ons weet nie al die ander dinge wat die tannie doen in die aand, want ons gaan nie sien nie. God is regverdig in sy oordeel. Hy is heilig in sy regverdigheid. Maar hy is genadig teenoor wie hy genadig wil wees. En hy red wie hy wil red. En so hy strek sy hand uit na hulle vir wie hy lief het. En vir wie hy wil red. En aan wie hy genade wil bewys. En dit is enigene wat op sy naam roep. En hy red hulle.
Dit is hoekom ons die gedeelte het van die man aan die regterhand van Jesus op die kruis. Daar op sy laaste, maar Here, dink aan my as U in die koninkryk kom. Daar is jou geloof. En jou geloof het jou gered. Die ou langsaan het nie geglo nie, en daarom is hy hel toe. Want dit gaan nie oor ons werke nie. Dit gaan nie oor ons dade nie. En dit is hoekom dit so tragedies gaan wees. Wanneer ons eendag terugkyk uit die ewigheid uit na vandag. En mense sien wat in die kerk saam met ons gesit het, wat nie saam met ons daar is nie. Want daar is baie mense wat in die kerk sit vandag, wat in die kerk sit omrede dit maar net die tradisie is, omrede dit maar net is wat ons doen. En hulle doen al die regte dinge, hulle betaal die tiendes elke maand, hulle woon alles by, van hulle soms diakens en van hulle is ouderlinge en hulle sit op die kerkraad en hulle doen al die dinge reg, want dit is tog wie ons is, ons moet hierdie dinge doen. Maar binne in daardie persoon se hart glo hy nie in Christus as sy verlosser nie. Hy weet van Jesus, omrede hy saam met mense is wat Jesus ken, maar dis hoe ver sy verhouding met God gaan. Hy is soos die volk wat op afstand staan en sê, laat Moses eerder by God hoor. Ek sal net hoor wat hierdie persoon vir my sê wat ek moet doen en dan sal ek die dinge doen. Maar in sy hart glo hy nie in Christus nie. En omrede hy nie glo nie, maak nie saak wat hy gedoen het in die kerk nie. Dit gaan hom nie help nie. Daar is 'n prediker in Engeland in 1834 wat 'n so mooi gesang geskryf het. En ongelukkig kan dit nie mooi in Afrikaans vertaal word nie, so verskoon maar die Engels. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sifting sand. All other ground is sinking sand. Daar is net een rots waarop ek en jy kan staan. Die struikelblok waaroor mense struikel. Christus, ons regverdigheid. En dit is hoekom hy afsluit in vers 4 hier. Met die einddoel van die wet en van alles wat ons doen is immers dit. Christus tot regverdiging vir elkeen wat glo. Elkeen wat glo. Broer en suster, jy en ek kan nie gered word op grond van ons nasionaliteit, op grond van ons herkoms, op grond van ons geboortereg, op grond van ons ras of taal of wat ook al ons wil gebruik as die rots waarop ons staan nie. Julle kan nie eens gered word omrede julle die wonderlikste pastoor in Durban het nie. Sjoe. Waar is hy weerlig straal? Laat ek net hierdie kant toe staan, die weerlig gaan nou daarso. Wat ek daardeur bedoel is, die volk kan hulle nie berus op Moses nie. Ons het Moses en ons het Abraham, ons het hierdie een, ons het daai ene. Geen rots gaan jy op kan staan nie. Behalwe Christus Jesus. En so vanmôre wil ek die uitnodiging gee vir elkeen wat hier vanmôre is. As jy nie in jou hart glo in Christus Jesus nie. Ek sê vir jou nou, maak nie saak hoe gereeld jy kerk toe kom nie. Dit beteken niks nie. Maar terselfdertyd, maak nie saak hoe jy voel vandag nie. En watter sonde oorvloedig in jou lewe tot dusver is nie. En maak nie saak wat jy dink jou weghou van God af nie. Elkeen wat op die naam van Jesus Christus vanmôre roep, sal gered word. Elkeen. En daar is niemand wat vir jou kan sê vanmôre, jy mag nie kom nie. En so broer en suster,
vat daai kans en roep uit na Christus en sê, Here, red my. En elkeen wat op die naam van die Here roep, sal gered word. Amen. Vader, hoe groot is u genade, Here, in u regverdige handeling met ons. Here, dat u ons red ten spyte van onsself. Here, dat ons wat nie 'n volk is nie, u kinders genoem word. Ons wat voorheen genoem is sonder ontferming, sal ontferming ontvang. En so ons staan nie buite u volk nie, en hulle wat uit die vlees deel van die volk is, staan ook nie buite die verlossing nie. Want elkeen van ons, elke mens op hierdie aarde, wat roep op die naam van Jesus Christus, wat dit glo in hulle harte en bely met hulle lippe, sal gered word. Ek glo dit absoluut, Vader. Dat elkeen wat na u toe kom, en sê ek glo in u Seun, Jesus Christus, en aan sy verlossingswerk aan die kruis, en dat verlossing net deur sy naam is en geen ander naam nie, en dat ek nie meer langer staat maak op my eie roem, op my eie werke, op my eie goedheid, of my eie geregtigheid nie, maar dat ek in volle steun op Christus Jesus, die vaste rots, en sy geregtigheid, en sy regverdigheid, en sy goedheid. En so ek vra Here, u genade oor elkeen wat vanmôre hier is, en hulle wat sal luister na hierdie boodskap aanlyn. Here, dat die genade uitgestrek sal word na hulle toe vanmôre. Here, dat u hulle sal inbring in die koninkryk in, dat u hulle sal vasgryp, Here God, en dat u hulle sal red, dat u genade aan hulle sal bewys. Here, stort die genade oor hulle uit. Here, mag u seën oor elkeen van ons wees, en mag waar ons gaan, daar die evangelie op ons lippe wees, dat ons aan almal en vir elkeen sal vertel van Jesus, want daar is niemand wat u nie kan red nie. So gee ons dan daardie vrymoedigheid om in daardie gesag uit te gaan en goed te doen aan ons medemens en hulle te vertel van Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan dan in die seën van die Here. Mag julle 'n geweldige goeie week hê. Amen.